So is ons dan besig met ons 40 dae van doel, van wat maak ek en jy op hierdie aarde? Hoekom is ons hier? En ek glo baie keer vra ons, wanneer ons deur goeters gaan, ek meen, wanneer jy dinge teekom in jou lewe wat vir jou moeilik is, dan vra jy, Here, wat doen ek hier? Hoekom is ek hier? As ek net soos ons daai eerste Sondag gehoor het, wat Jeremia ook 'n slegte dagie gehad en net gesê, Here, maar is dit al hoekom ek hier is, om net moeilikheid te hê? Maar so het ons begin kyk en ons het die eerste week gepraat oor aanbidding, om God lief te hê en hom te kan ken, wat noem ons aanbidding. En die tweede week het ons gepraat van gemeenskap. Het ons verlede week bietjie gepraat het, die tweede doel van ons lewe is gemeenskap, waar ons ergens behoort, waar ek en jy ingeskakel het, en ek wil dit net weer sê, jy besef dat dit jou besluit is, om hier aan te sluit. Jy kom nie net elke Sondag hier nie, want soveel mense sal kom, en hulle voel hulle behoort nie, want hulle het nie in hulle hart besluit, ek behoort hier nie. En dis jou besluit, dit vra van jou 'n besluit, om deel te word. God het klaar die deur oopgemaak, vir jou en my, om deel te wees van sy familie, van sy gesin, maar dit gaan jou besluit wees, om te kom en sê, ek hoort hierso. En so het ons dan ook gepraat van, dit beteken dan om mekaar lief te hê, en dit is gemeenskap. Vandag wil ons daar oor daai middelste een praat, disippelskap. En die Here weet wat hy doen, want toe ons hierdie goed opgehang het ek 'n lysie gehad van hoe ons dit moet ophang, en na die tyd besef, maar eintlik werk ons 1, 2, 3, bietjie anders uit, maar ek het net so in die voorbereiding van hierdie boodskap, het ek net besef, die rede hoekom dit in die middel is, gaan jy vanoggend verstaan, as ek met jou gedeel, hoekom dit in die middel is, want eintlik gaan jy verstaan, dat niks van die ander goed gaan regtig sin maak, as ons nie uitkom by die een van disippelskap nie. Dis of disippelskap alles in mekaar by mekaar hou, en dit vloei ook uit dit uit. Vir baie van ons het disippelskap geword, ons het gehoor, ons moet disippels gaan maak, en ons het op 'n plek gekom waar ons sê, okay, nou moet ek iemand by die Here gaan uitkry, en dan as ek hom by die Here uitgekry, dan moet ek hom net vertel bietjie van die Bybel, en wat die Bybel sê, en van Jesus, en van al hierdie goeders, en dan vertel ek hom net so bietjie, hoe hou ons kerk. En dis vir ons baie keer, dis disippelskap. Maar daar is soveel meer. Disippelskap gaan oor een ding, en dit gaan julle sien in Romeine 8 vers 29, kom Paulus en hy skryf, hy sê, want God het hulle reeds vooruit geken. Jy sien, baie keer vat ons hierdie gedeelte van die skrif, en ons sê, wel, God het nou klaar besluit, wie gaan by hom uitkom. Maar dis nie wat hierdie skrif sê nie, hierdie skrif sê vanoggend, want God het hulle reeds vooruit geken, God het reeds geweet, wie ek en jy gaan wees in Jesus Christus. Hy het reeds gesien wie hy jou kom maak het, jou geskep het in Jesus Christus. En so het jou geken. En hy het hulle aangewys om net soos sy seun te word. Op hierdie manier sal Christus Jesus die oudste seun wees, omring deur baie broers en susters. Een van die ander vertalings sê dat hy die eersgeborene gaan wees. So as hy die eersgeborene is, gee dit dan ook dat daar 'n volgende gaan wees. En dis presies wat God kom doen het, hy het my en jou gevat. En ons kom herskep in Jesus Christus, 'n nuwe mens gemaak, om soos sy seun te wees, Jesus Christus. En hy het hom nie uitgesonder in 'n plek van ons kan nooit soos hy wees nie. Nie, inteendeel, hy is die bloudruk van my en jou vanoggend. Jesus Christus is God se uitspraak van dis wie God jou geken het om te wees. En daarom het ek dit 'n paar keer al gesê, God het Jesus gebruik nie as 'n voorbeeld vir ons nie. Dis nie soos ander godsdienste wat ek net probeer om daar uit te kom nie, ek is vandag een persoon en ek gaan nou 'n ander persoon word nie. Nee, hy's 'n voorbeeld van ons. Hy het ons kom wys wie ons is, en toe ons herskep is, wedergebore is in Jesus Christus, het hy vir ons kom wys wie ek en jy is. En hier's wat disippelskap dan is. Disippelskap is dat ek en jy dit sal wees wat hy ons gemaak het. Sy plan was nog altyd dat ek en jy soos Jesus sal wees.
Met ander woorde, daar's 'n ontwikkeling wat moet plaasvind, daar's 'n groei wat moet plaasvind van sy tipe karakter, sy manier van dink, sy manier van praat, sy manier van optree, sy manier hoe hy voel oor dinge, sy waardes en ook sy karakter. Efesiërs 4:15 sê, terwyl ons mekaar liefhet, sal ons by die waarheid bly en so in alle opsigte groei om soos Christus te wees. Dit werk so, Christus is die hoof. Met ander woorde, as jy vanoggend na my kyk en jy my kop, dan staan my kop nie hier een kant en my liggaam op 'n ander plek nie. It is one thing. Dis een ding, een en dieselfde ding. En so daarom moet ons dan verstaan wat hy sê is, ek en jy gaan begin opgroei. Ek en jy gaan groei, daar gaan iets met my en jou plaasvind en dit is wat disippelskap dan is hierdie groeiproses waar ek en jy begin deurgaan om wat te word, meer te word van wat hy my gemaak het. Jy sien, groei is so vir baie mense, ek is nog op pad na 'n plek toe wat ek nog nie is nie. Maar groei in God se manier van dink in die koninkryk is om meer te word van wat ek reeds is. Hoeveel van julle dames hou daarvan om bietjie broodjies te bak en goeters en lekker maak ons 'n knie, dan deegie daar maak ons en as jy daai deegie dan wat doen ons met hom? Ons sit hom daar in die sonnetjie, dan moet hy rys. Is ek reg? Dames, julle my help. Ek het nog nooit brood gemaak nie. Oom Chris, jy ken die broodstorie. Maar wat gebeur met daai deeg? Hy word meer. Hy word groter. Julle besef dat die deeg was nog voor hy groter geword het. Hy was nog die hele tyd deeg gewees en dis wat Jesus met ons kom doen het. Hy het my en jou soos hy homself gekom maak en so ek en jy is klaar seun van God, kind van God. Ons is presies wat hy ons kon maak het. Wat moet nou gebeur? Ek en jy moet meer word van wie ons is en opgroei in dit wat hy ons kom maak het. Wat vir ons lekker is dat ek en jy 'n prentjie het om te kan sien hoe lyk ons wanneer ons gaan groot wees, wanneer ons die meer gaan wees. Jesus is die prentjie. Hy is my maatstaf, hy is die een wat my definieer en hy is die een wat bepaal hoe gaan ek en jy op die einde van die dag ten volle lyk en wees. My derde doel in die lewe is om soos Christus te wees. Kan julle dink, dit is waarvoor ek en jy leef, is om soos hy te kan wees. Ek wil amper vir my sê, daar is eintlik geen druk nie. Daar is nie druk om iets te word nie, dis iets om te wees. En dis presies wat ons doel dan geword het, en dis dan hierdie ding van disippelskap. Het julle al opgelet, ons het verlede week gepraat van ons is in God se familie, in God se gesin. Het julle agtergekom, kinders wat uit die gesellige gesinne uitkom, tree baie dieselfde op. Ja, hulle het partykeer dinge wat hulle anders te doen, maar meeste van die goed, hulle maniertjies, hulle optree, partykeer hulle manier van praat, klink so baie dieselfde. Ja, en julle moet seker boeties wees. En hier is presies dieselfde. Ek dink God het presies dieselfde ding. Net soos ouers 'n effek op hulle kinders het oor 'n karaktervorming, so het God 'n karaktervormingsproses op ons. Hy wil hê ek en jy moet soos hy wees wat die Vader is en so lyk soos sy seun. Hoekom? Ons is in dieselfde familie, ons kom uit dieselfde gesin uit. Ons het dieselfde pa. We come from the same rock. Maar hierdie is 'n proses. Hierdie gebeur nie net oornag nie. Hierdie is 'n proses. Daar's dinge wat moet plaasvind, daar's goed wat gebeur. Het jy al agtergekom as jy elke dag daar in die gym gaan instap en jy staan net daar en kyk vir die weights? Ag ja nee, wat ek voel sommer baie sterker vandag. Hoeveel groei gaan plaasvind? Nee, so 'n bietjie daai gewig moet gaan optel, nê. Dit gaan partykeer nie so lekker voel as ek daar klaar is nie. Is like, "Ew, hierdie spiere het bietjie gewerk vandag." Môreoggend as jy opstaan, dan voel jy dit eers. Maar wat het plaasgevind? Daar het 'n proses van groei plaasgevind, maar daar moes resistance wees om dit te bring. Daar moes iets gebeur het. So hoe doen God dit? Hoe maak God dat ek en jy begin groei en meer word soos dit wie Christus ons kom maak het, soos hy? Ek dink die eerste plek waar hy begin is sy woord.
Ek glo God wil nie goed gebruik om jou 'n les te leer nie. God wil hê jy moet sy woord vat om te kan sien hoe lyk die lewende woord. En dis waar hy jou wil leer, dis waar hy jou wil vorm. Hoekom? Want die woord van die Here het die krag om ons te transformeer. Romeine 8 vers 28 sê, en ons weet dat God alles ten goeie laat saamwerk vir hulle wat hom liefhet, hulle wat geroep is volgens sy doel vir hulle lewe. Besef jy vanoggend en glo jy vanoggend dat God het 'n doel vir jou lewe? Dink jy dat hy jou geroep het? Jy sit vanoggend hierso nie net om dit lekker is nie. Jy sit vanoggend hier omdat daar 'n doel op jou lewe geplaas is. Maar hier's wat ons nie altyd lekker is nie. Hy sê God laat alles ten goeie meewerk, alles. Die slegte ook. So partykeer mag jy dit dalk toelaat, partykeer mag dit die situasie dalk bietjie langer uitgerek word in jou lewe. Hoekom? Want God is baie meer geïnteresseerd in jou karaktervorming as jou gemaak. He wants to see himself in you. En so hy gebruik 3 onverwagte gereedskapstukke. Goed wat ons nie dink hy gaan gebruik nie, want hier's die groot ding vir jou. Wie van julle het al gesien hoe werk 'n beeldhouer? Hoeveel van julle het al gesien, ja, ek weet nie wat hier aangaan nie, maar daar's iets besig om te vorm. Het julle besef dat hy staan nie daar so en dan blaas hy bietjie lug daaroor daai stukkie klippie of iets nie. Julle besef daar's 'n buitel en 'n hamer daar betrokke. God is nie een wat daai uitdaging daar kom neersit nie. Maar God gaan dit gebruik. Hy laat dit gebruik sodat dit kan ten goeie meewerk, sodat die doel van God in my en jou lewe gevorm kan word en tot vervulling kan kom. En so ek en jy word gevorm om te kan wees wat hy wil hê ons moet wees. Maar hierdie gebeur nie outomaties nie. Hierdie gebeur nie net omdat jy besluit ek is nou kind van God en gebeur nie. God wag vir jou hart om te sê ja Here. Vorm maar. Gebruik hierdie situasie in my lewe. God wag vir jou om te sê, want anders gaan jy nie groei nie. Anders gaan jy, wanneer die volgende situasie opduik, net so pap en sak wees. Jy gaan nie sterker wees en kan opstaan teen die situasie nie. Die eerste ding wat God gebruik dan, is uitdagings. Uitdagings om ons te leer, om hom te vertrou. Daarom mag dit dalk wees dat God nie onmiddellik 'n wonderwerk laat plaasvind in hierdie oomblik nie, maar hy gaan hierdie ding bietjie laat uitloop. Hoekom? Want hy wil hê daar's iets wat ek en jy moet leer om hom te vertrou. Dis maklik om die Here te vertrou wanneer dit net goed gaan. Ag, alles is so wonderlik. Ek het altyd genoeg fondse in my bank, my karretjie gee my nooit probleme, my tyres is altyd reg. Daar's geen probleem nie. So why should I trust? En hoe gaan my vertrouspier bietjie gebou word as hy nie geoefen word nie? Hoe gaan ek leer om meer en meer en groter te vertrou as ek nie gechallenge word nie, as ek nie uitgedaag word nie? Die probleem is ons is nie ingestel daarop nie. Die oomblik as die uitdaging my pad kom, wat is die eerste ding wat ek doen? Ag, Here, hoekom nou ek? Here, maar dit moet mos gemaklik wees. U is vir my lewe. Jy sien, in die begin is dit dalk so, wanneer ons by die Here kom, dan gebeur hierdie goeie so mooi, ag, is so wonderlik, want jy's nog 'n baba. Maar daar's tyd wat ek en jy moet op 'n plek kom, wat ons nie meer babas wil wees nie. Daar's tyd in 'n plek waar ek en jy moet kom, en ons gaan bietjie oefen, ons gaan bietjie dit wat die Here in ons gedeponeer het en geplaas het, gaan ek en jy oefen. Romeine 5 vers 3 tot 4 sê, dis egter nie al nie. Ons jubel selfs in ons swaar kry, want ons besef dat die swaar kry ons leer om te volhard, om aan te hou, om vas te byt, nie net op te gee nie. Op sy beurt kweek volharding betroubaarheid. Nou weet nie hoeveel van julle het al 'n plantjie gekweek van kleins af nie. Ons bietjie werk. Dis nie net een oomblik en dan volgende oggend as jy daar staan, is yes, like, check hierdie groot boom, nee, ek het hom net gister geplant. Nee, daar's 'n proses wat ek moet deurwerk, so dit kweek volharding, kweek betroubaarheid van my karakter. Besef ons dat my karakter betroubaar kan word, dat met ander woorde, soos jy my sien, so is ek.
As ek vir jou sê ek's kind van God en die popo hits the fan, dan gaan jy sien, yes, hy's kind van God. Check wat loop hier uit. Ek het Vrydag aand met die jong mense gepraat en vir hulle gesê as ek 'n melkbottel oopmaak en ek gooi jou daarmee, wat moet uitkom? Melk. As ek 'n sponsie gevat het en ek het op seepwater gedruk, wat moet uitkom as ek hom druk? Seep. Jy sien, dis wat hierdie betroubare karakter word, is hierdie een, wanneer die moeilikheid kom, wanneer die situasie kom, dan vertrou ek. Dan tree ek op, soos wat ek gemaak is om op te tree. Hoekom? Want ek het al geoefen. Ek het al gegroei in hierdie proses, en ek kan dit aanvat en face. Markus 14 vers 32 tot 34 sê, nou totdat jy verstaan hierdie lewe, nee, nou is ek verkeerd, sorry julle. Hulle kom toe by 'n plek met die naam Getsemane en Jesus sê vir sy disippels, sit julle hier terwyl ek gaan bid. Daarop neem hy Petrus en Jakobus en Johannes saam met hom, en toe pak 'n geweldige ontsteltenis en benoudheid hom, en hy sê vir hulle, ek is benoud tot sterwens toe, bly hier en waak. Hierdie een soos wie ek en jy moet word, was ook benoud. Het ook ontsteld geraak. So dit beteken ek en jy kan ontsteld raak. Ek en jy kan bietjie benoud raak wanneer ons in 'n situasie staan. Dis normaal. Die groot ding wat kom is, hoe gaan ek dit hanteer? Wat gaan ek daarmee doen? Gaan ek begin groei? Gaan ek begin opstaan as ek dan sê ek het geloof? Gaan ek daai geloof begin in aksie sit in hierdie oomblik en die Here vertrou? Of gaan ek platval? Jesus Christus het vir ons kom wys, dis okay om benoud te wees. Maar wat gaan ek doen in hierdie oomblik? Vers 36, dan sê hy die volgende, hy sê, Abba, dit beteken Vader, het hy gebid, vir U is alles moontlik. Neem tog hierdie beker van lyding van my weg. Is dit nie wat ons eerste begin bid nie? Is dit? Jesus het dit gebid. Wat doen ons so baie keer, wanneer ek dit, ag nee, ek het geval. Nee, dis reg, bid dit. Here, as dit moontlik is, vat hierdie ding weg, Here. Maak dit verander. Maak reg, maak dinge. Maar hoor wat sê hy volgende, en dis hier waar ek en jy begin groei. Maar doen nog steeds nie wat ek wil nie, maar wat U wil. Here, verander my situasie. Maar Here, as hierdie die oomblik is wat ek moet groei. U wil. Jy sien, dit vat bietjie guts. Dit vat bietjie mannemoed om te kan sê, Here, U wil. Kom, ek begin groei. Jy sien, ek en jy gaan soos hy word, maar dit beteken ook, dat ons mag dalk bid, Here, vat weg, verander. Maar mag ons groei op 'n plek waar ons ook kan sê, Here, man, mag U wil nog steeds geskied. As hierdie die oomblik is, wat U wil gebruik om my vertroue te bou, my geloof te bou, dan gaan ek dit vat. Hoekom? Want dis wat U doel vir my lewe is, moet vervul word. So hier's dalk so 2 tips vir jou, hoe om dit te kan doen, hoe om dit te leef. Hou 'n geestelike joernaal. Numeri 33 vers 2 staan, op bevel van die Here het Moses soos hulle getrek, het die name van die kampplekke aangeteken. Dit is hoe hulle getrek het. Is ek en jy nie maar besig om in 'n journey betrokke te wees, om op die einde van die dag soos hy te wees nie? Wat sê hy vir hulle, soos julle deurgetrek het, teken dit aan. Ons vergeet so maklik waardeur ons partykeer gegaan het. Ons het partykeer net 'n bietjie verwysing nodig om te sê, maar daar het jy vertrou, en jy het aan die ander kant uitgekom, en dit het goed gegaan, en die Here het jou deurgedra. Partykeer moet ek net weer daai boekie gaan oopmaak, waar ek dit aangeteken het, om my net weer te herinner, die Here was goed daar, hy gaan nou ook goed wees, ek gaan nou weer vas staan, ek gaan op hom vertrou, en deurgaan. Die tweede ding wat jy kan doen, onthou die beloning. Daar's altyd 'n beloning
in hierdie proses. 2 Korintiërs 4:17 sê, ons swaar kry op die oomblik is gering en tydelik. Sê vir die persoon langs jou, dis tydelik. Gisterand toe ek by Helga hulle daar in die ICU staan, toe sê ek net hierdie ding, ek sê onthou net, we going through. Ons gaan deur die dal van doodskade weer, maar ons gaan deur. Hier slaan ons nie kamp op nie, ek gaan deur, ek gaan aan die ander kant uitkom, ek gaan op die Here vertrou, want hoekom, daar's 'n beloning vir my en jou, hy sê hoekom, maar dit bewerk vir ons 'n heerlikheid, wat alles verreweg oortref en vir altyd vas sal staan. Wie wil die heerlikheid van God in sy lewe begin sien en ervaar? Dan beteken dit, dan moet ek toelaat dat hierdie goed begin 'n werk doen in my en jou. En myself laat onthou, hierdie is tydelik. We going through. Ons gaan deurgaan. Want onthou, God het jou lief. God wil hê jy moet groot word. God wil hê jy moet soos hy en sy seun lyk en wees. Dit gebeur nie net nie. Daar's 'n proses. Die tweede gereedskapstuk wat hy gebruik is versoeking om ons te leer om gehoorsaam te wees. Hoe gaan jy leer om gehoorsaam te wees as jy nooit kan oefen om nie te doen wat jy weet jy moenie doen nie? Hoe gaan jy oefen? Matteus 4:1 sê, daarop het die Gees Jesus die woestyn ingelei om deur die duiwel versoek te word. Julle besef die Gees het hom gevat, nee. Hy het nie net daar opgeëindig nie, maar anyway. So, om versoek te word. As Jesus dan die een wat ek en jy moet so word, dan deur sulke goeters gegaan het, dink jy ek en jy gaan nie daardeur gaan nie? Versoekinge gaan kom, maar God gaan dit gebruik. Die eerste ding wat 'n versoeking wil kom doen, is om ons te kom toets. Dit kom toets jou gehoorsaamheid aan die Here, dit kom toets jou geloof aan God. Jy sien, die versoeking is nie daar om jou te laat val nie. God gaan nie die versoeking toelaat, sodat jy kan val nie. Hy kyk en, ag ja, ek het geweet hy gaan nie. God sit en wag, met 'n verwagting om te kyk, hoe staan jy teen die versoeking? Kom, ek glo God het 'n verwagting, dis wie ek en jy is. Hy kan nie wag dat jy daarin begin leef nie. Ek dink hy sit met 'n groot verwagting. Dis nie 'n sonde om in 'n versoeking te kom nie. Baie keer wil ons dink, ag nee, jy weet, as ek versoek word, dan sondig ek. Nee, 'n versoeking is wat dit is 'n versoeking. Daar's iets wat met my gebeur, is 'n keuse wat ek dalk moet maak. Martin Luther het gesê, jy kan nie keer dat voëls oor jou kop vlieg nie, maar jy kan hulle daarvan weerhou om 'n nes in jou kop op jou hare te kom maak. Jy sien, jy kan nie keer dat die versoeking kom nie. Maar jy kan stop. Jy kan keer dat daai ding jou lewe kom reëneer. Jy kan keer dat daai ding jou lewe kom beheer. Matteus 4:10 sê, toe sê Jesus vir hom, trap Satan. Daar staan in die skrif, jy sal die Here jou God aanbid en hom alleen dien. Hom alleen dien beteken om gehoorsaam te wees net aan hom. Ek dien die Here. En dis op die einde van die dag eintlik maar wat die toets kom, dien ek die Here, is ek meer gehoorsaam aan hom as aan die versoeking. Jy sien, versoeking toets altyd jou gehoorsaamheid en liefde teenoor God. As die versoeking kom vir meer geld om iets te doen, of dan is dit daai ding wat ek moet sê, het ek God meer lief as hierdie versoeking? Gaan ek meer luister na hom, doen wat hy wil hê ek moet doen, of gaan ek ingee vir hierdie versoeking? Ek wil jou net so 'n bietjie help vandag, wanneer die versoeking kom volgende keer, moet dit nie weerstaan nie. Wat bedoel jy, pastoor, ek moet nie weerstaan nie? Jy sien, jy raak betrokke in 'n toutrekkery met die duiwel, los net die tou en loop weg. Gaan dink in iets anderster.
Jy hoef nie in hierdie toutrekkery besig te wees nie. Jy kan net die tou neersit en sê, duiwel, gaan jy aan? I'm busy here. Ek is op 'n ander plek, ek is op 'n ander stasie. Ek hoef nie in te gee daarop nie. Daarom is die eerste gedeelte wat ek vir jou kan raad gee is, bly gefokus op goeie gedagtes. Filippense 4 vers 8 sê ten slotte, broers en susters, vul julle gedagtes met alles wat waar, eerbaar, skoon, suiwer, lieflik en lofwaardig is. Wat moet ek doen? My gedagtes vul wanneer 'n versoeking kom? Nee, elke dag. Hoekom? Dat wanneer die versoeking kom, kan ek die toutjie los en my gedagtes net dit wat dit klaar mee gevul is, kan ek daaraan begin dink, dit wat rein is, dit wat eerbaar is, dit wat waar is, kan ek my gedagtes begin op plaas. Elke dag. Jy sien, ons ding is dat ons baie keer verkeerde gedagtes oor ons situasies het. En is daai verkeerde gedagtes wat maak dat ek ingee. Die volgende ding is, kry 'n geestelike maat. Kry iemand met wie jy 'n pad kan stap. Prediker 4 vers 9 tot 10 sê, 2 is beter as 1, want hulle het 'n goeie beloning vir hulle moeitevolle arbeid. Want as hulle val, kan die een sy maat optel, maar wee die een wat val sonder dat daar 'n tweede is om hom op te tel. Moenie alleen hierdie geveg aanvat nie. Kry iemand wat jou kan help. En een maat wat ons baie keer vergeet, is die Heilige Gees. Die Heilige Gees is daar. Hy is die helper wat Jesus vir ons gestuur het om ons te kom help. Moenie hom vergeet nie. Die derde gereedskapstuk wat God gebruik is oortredinge om ons te leer om te vergewe. Hoe gaan ek leer om te vergewe as niemand verkeerd teenoor my optree nie? Wanneer mense onregverdig dalk teenoor my en jou optree nie? Matteus 27 vers 39 tot 44 sê, die verbygangers het net spottend hulle koppe geskit en hom toegesnou. Toe nou, jy kan mos die tempel afbreek en dit weer in 3 dae opbou. As jy dan God se seun is, red jouself en kom van die kruis af. Die priesterhoofde, tesame met die skrifkenners en die familiehoofde, het ook gespot en gesê, foei tog, het hy ander gered, maar hy kan homself nie red nie. Hy is mos die koning van Israel, laat hy nou afkom van die kruis, dan sal ons in hom glo. Hy het mos op God staat gemaak. As God sodanig lief is vir hom, laat hy dit nou bewys deur hom te red. Hy het tog self beweer, ek is God se seun. In hierdie selfde trant het selfs die kriminele wat saam met hom gekruisig is, hom beledig. Jesus Christus was in daai situasie gewees en ek dink ons op die einde van die dag kan ons besef, ons gaan ook dalk daar kom. Op 'n plek waar mense nie goed met ons werk nie, waar mense onregverdig dalk teenoor ons is. En weer eens die voorbeeld, Lukas 23 vers 34, daarop Jesus gesê, Vader vergewe hulle, want hulle besef nie wat hulle doen nie. Hy het ook sy klere verdeel deur die lot te verwerp. Miskien kan jy sê, ja, maar dit is so maklik vir Jesus om te praat. Jy weet, ek meen, hy was Jesus gewees. Op daai oomblik het hy gehang aan 'n kruis met spykers in sy hande en sy voete. 'n doringkroon in sy kop gedruk, waar sy liggaam stikkend geslaan is, dat jy amper sy longe kon sien. Dink jy nog steeds, dit was maklik? Ons kan vergewe, want die een in wie se beeld ons gemaak is, het ons gewys dat ons kan vergewe. Wat ek net baie keer sê, is dat ons besef altyd die verkeerde ding, is dat ons dink ons is in die moeilikheid, want hierdie mense tree met my so op, en hulle doen sulke dinge aan my. Weet jy wat is die probleem? Die een wat teenoor jou optree is eintlik in die moeilikheid, want ek is nog steeds gered. Ek is nog steeds kind van God. My stand voor God is nog steeds geregtigheid. Maak nie saak wat die mense teenoor my sê nie. En net so dink ek het Jesus. Hy het geweet hy is seun van God. Hy het geweet daar's niks fout tussen hom en sy Vader nie. En daarom kon hy vergewe. Die eerste tip wat ek jou wil gee vanoggend om jou te help, is onthou dat God het my vergewe. Onthou dat jy vergewe is. Efesiërs 4 vers 32, wees vriendelik met mekaar, gee vir mekaar om, vergewe mekaar soos God julle vergewe het, op grond van wat Christus gedoen het.
Maar hoe kan ek daai persoon vergewe? Pastoor, jy weet nie wat hulle aan my gedoen het nie. Op grond van wat Jesus gedoen het. Besef ons dat Jesus Christus was klaar stikkend geslaan vir hierdie oortreding teenoor jou en my. Hy het dit klaar die pyn gevat. Daarom verstaan ek ook dat ek is eerste vergewe. En omdat ek vergewe is, kan ek vergewe. Die volgende een is dan om te onthou dat God is in beheer. Ons vergeet so maklik, God is bly en beheer. Genesis 50 vers 20, want julle het wel kwaad teen my bedink, maar God het dit ten goeie gedink om te doen soos dit vandag is, om 'n groot volk in die lewe te hou. Hierdie skrif is so, wou, hulle het dit ten kwaad teen my bedink, maar God is nog steeds in beheer in die situasie. Hy is nog steeds jou God en jou koning. Romeine 8:17, en as ons God se kinders is, maak hy ons ook sy erfgename. Saam met Jesus Christus deel ons in God se rykdom. As ons bereid is om saam met Christus te ly, sal ons sekerlik ook deel in sy heerlikheid. Om saam met Christus te ly is eintlik om net soos Christus te ly. As hy gegaan het deur waardeur hy gegaan het, deur versoekinge gegaan het, deur die dinge gegaan waar hy gegaan het, dan weet ons ook, as ons soos hy kan ly, gaan daar vir ons 'n heerlikheid wees. Gaan daar vir my en jou iets wees van 'n reward. 1 Petrus 2 vers 23 sê, toe hy beledig is, het hy nie terug beledig nie. Toe hy gelei het, het hy nie gedreig nie. Hy het alles oorgelaat aan God wat altyd regverdig oordeel. Om 'n plek te kom waar ons sê, my Vader is in beheer. Al lyk dit nie op die oomblik so nie, al word daar teen my op 'n manier opgetree teenoor my. Hy is in beheer. Ek kan ontspan, want hy het dit. Hy het die probleem, hy gaan dit hanteer. Filippense 2 vers 5 sê, julle gesindheid moet soos Jesus Christus sinne wees. Mag ons gesindheid soos Jesus in begin word. In alle omstandighede. Wanneer dit moeilik gaan, wanneer die uitdaging kom, wanneer die versoeking kom, wanneer mense selfs teen jou verkeerd optree. Mag ons sy gesindheid hê. Hoekom? Want ek en jy is besig om meer en meer soos hy te word. En dat ons dat kan optree en dat ons kan opgroei om soos hy te wees, want daar is 'n skrif wat sê dat wanneer hy gaan kom, gaan ek en jy soos hy lyk. Amen. Prys die Here. Mag jy geseën wees deur hierdie woord. Mag jy die notas vat en weer hierdie week net in jou eie tyd vat en net daardeur werk en vir jouself net vasmaak in jou hart. Prys die Here.